Dag sê maats, ek wonder darm waarheen wil Marius vir Toby en sy vriende stuur. Kyk tot heel aan die einde en onthou om die laaste video in hierdie reeks op ons kanaal te kyk. Subscribe, like en share. Geniet die storie. Ek weet, daar is 'n groot boom aan die ander kant van die vallei. Het Marius verduidelik. Die pele van daardie boom is buitengewoon smaaklik en voedsaam, maar dit is 'n moeilike tog om daarby uit te kom. Dit sal goeie samewerking en koördinasie vereis. Toby het na sy vriende gekyk en gesê, Ons kan dit doen. Ons is 'n span en ons is altyd daar vir mekaar. die groep het saamgestem en hulle het vertrek na die groot boom. Die pad was moeilik en vol uitdagings. Hulle moes oor groot rotse klim, deur diep modderpoele beweeg en moes deur bosse en struike struikel. Daisy het hulle gehelp deur haar lang nek te gebruik om takke uit die pad te beweeg, terwyl Rocco sy spoed en slimheid gebruik het om hulle veilig deur moeilike gebiede te lei. Pippa het hoog gevlieg en hulle gewaarsku vir enige gevare wat voorlê. Toe hulle uiteindelik by die boom aankom, het hulle besef dat die pele baie hoog hang, buite bereik van selfs die langste dinosaurus. Hoe gaan ons die pele afkry? Het Toby gevra. Daisy het haar lang nek uitgestrek en gesê, Ek kan probeer, maar ek dink ek gaan nie bykom nie. Rocco het 'n plan gekry. Papa, wat as jy na die boomtop vlieg en die pele een vir een afpluk? Pippa het haar vlerke gestrek en in die lug opgestyg. Sy het saggies by die boom gaan sit en die helder pele begin afpluk. Sy het dit een vir een na die grond laat val, waar Toby en Daisy dit versigtig versamel het. Met die kleurvolle pele veilig bymekaar, het die vriende teruggekeer na die reënboogwaterval. Almal het hulle verwelkom en gejuig toe hulle die kleurvolle pele sien. Dankie Toby en vriende vir julle harde werk. Het Marius gesê. Julle het bewys dat samewerking en dankbaarheid hand aan hand gaan. Toby het gevoel sy hart warm word. Hy het gekyk na sy vriende en gesê, Ek is so dankbaar vir elkeen van julle. Sonder julle sou ons dit nooit kon gedoen het nie. daardie aand, onder die helder sterretjies, het die dinosourusse die heerlike pele gedeel en stories vertel van vriendskap en samewerking. Hulle was nuuskierig oor wat nog voorlê in hierdie wonderlike plek. Vriendskap is waardevol. Ek sien jou in die volgende video hier op ons Pleasant Memories Education YouTube kanaal. Totsiens maats!